Die prediking is vandag uit Deuteronomium 8 en Matteus 4. Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Tot hierdie koning sing ons dan Psalm 2. Psalm 2, ons sing die eerste en die 6de vers. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd met blydskap wat hom huldig as die Heer en kus die seun in onderworpenheid. Psalm 2 verse 1 en 6 en daarna bely ons geloof saam. Eenvoudige belydenis wat elke dag, maar ook dan in besonder met hierdie erediens in ons harte leef, klink soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees in Openbaring 20 dat wanneer die Here Jesus Christus weer kom, dat die boeke oopgemaak sal word. Dit is die boeke van dit wat in mense se lewens aangegaan het, maar ook die boek van God se wet sal dan oopgemaak word. In Eksodus 20 is dit opgeskrywe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de een, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In Psalm 25 vers 4 sing ons God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. En daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Ons sing die 4de en die 6de verse van Psalm 25 en daarna bid ons saam.
bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sing van die pad wat ons moet wandel, die weg waarop ons moet gaan. Ons sing van die baan wat ons moet loop. Maar ons moet bely, Hemelse Vader, ons moet bely dat ons so dikwels op 'n afdraaipad beland. Ons so dikwels ons eie weg wil volg. En so dikwels, wanneer ons in 'n doodloopstraat beland het, dat ons U daarvoor wil blameer. En daarom kom ons vandag na U toe en ons bid dat U ons sal lei. Dat die Heilige Gees met ons sal wees. Dat ons oë gerig sal wees op die Here Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. In dankbaarheid dat hy ons so lief gehad het, dat hy sy eie lewe vir ons neergelê het, dat hy ons so lief gehad het, dat hy nou nog daar aan U regterhand vir ons intree, in al ons swakheid. Ons kom dan na U toe vanoggend, met die belydenis dat ook hierdie erediens, dat dit gelei moet word deur die Gees van ons Here Jesus Christus. Dat dit wat ons hier voorberei het en dit wat ons hier aanbied, dat dit nie vanselfsprekend is nie, maar slegs daar is, omdat U 'n goeie en 'n genadige God is, wat U oor sondaars ontferm, wat mense bekwaamheid gee, wat geen bekwaamheid het nie, en wat ore oopmaak, daar waar ons dink dat dit glad nie meer moontlik is nie. Ons bid dan ook, Hemelse Vader, vir die vooruitgang van hierdie woord in ons lewens, in hierdie gemeente se lewens, maar oral waar hierdie woord vandag gehoor word. En U ken U kinders, U weet in watter staat van gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid hulle is. En U, alleen deur die Heilige Gees en deur die genade van ons Here Jesus Christus, kan harte verander. Amen. Deuteronomium, die boek Deuteronomium is geskryf deur Moses aan die volk voorgehou net voordat hulle die beloofde land ingetrek het. En as sulks is Deuteronomium 'n uitbreiding op die wet wat ons dan so pas ook gelees het. Deuteronomium 8, daar begin die woord so: al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou manne laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie versluit en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Herken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. En hou die gebooie van die Here jou God, om in sy weë te wandel en hom te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom. 'n Land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en heuning. 'n Land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap. En jy sal eet
en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, ja alles wat jy het vermeerder en jou hart hom dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet, en agter ander gode aanloop en hulle dien, en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom, net soos die nasies wat die Here voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het nie. En nou blaai ons na die Nuwe Testament, ons blaai daar na die Evangelie volgens Matteus, en ons lees vanaf die 3de hoofstuk, die 13de vers. Die Here Jesus Christus word deur die Heilige Gees gesalf, en dadelik daarna gaan hy die woestyn in hoofstuk 4. Maar ons lees eers van vers 13 af. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerhaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Dit is die woord van die Here. Ons lees tot sover daaruit.
In antwoord daarop sing ons Psalm 91, die Psalm wat daar deur die duiwel aangehaal is. Psalm 91, ons sing die eerste en die 6de vers. Rondom jou reis die engele voet met liggewiekte tree. Hulle kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weë. Psalm 91 verse 1 en 6. Matteus 4 vers 1, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. So geliefdes, dat ons vandag in die woestyn lewe, dis nie te betwyfel nie. Dat ons daagliks in die wildernis voortstrompel, dit is al reeds vir ons daar in Genesis 3 bepaal. Ons sal met moeite eet van hierdie aarde al die dae van ons lewens. Ons sal eet van hierdie aarde wat vir ons dorings en distels voortbring. In die sweet van ons aangesig eet ons brood. So is dit geskrywe en so is ons lewens vir die woestyn bepaal. En so struikel almal van ons deur die distels van die wildernis. En ook hier, laat die duiwel ons nie met rus nie. Ook hier kom die groot versoeker om vir ons verleidelike kortpaaie te bied, om ons te verlei om self ook daardie Genesis woorde van die Here te bevraagteken, ook hier in die woestyn om vir ons te kom sê, julle hoef nie hier te wees nie. Volg my. Ek bring julle weer in die paradys. Wees getroos, geliefdes. As jy daardie versoekinge ervaar, ons Here Jesus Christus het daardie versoekinge ervaar en die Seun van God het dit deurgestaan om vir ons sodoende die leidsman en die volëinder van ons geloof te wees, soos ons in Hebreërs 12 lees. So ons het gelees, Jesus is deur die Gees die woestyn in weggelei om versoek te word deur die duiwel. Dit gebeur direk nadat sy Vader hom uit die hemel toegespreek het en gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Volgens Markus
Markus het 'n parallelle gedeelte vir hierdie skrif staan daar, en dadelik het die Gees hom uitgedryf in die woestyn. Dadelik, onmiddellik, daarna, sonder verpoosing. Dadelik moet die Seun van God die woestyn in, om daar te vermag wat Adam nie kon regkry nie. En dit is volmaakte gehoorsaamheid. Geen kortpaaie nie. En nou weet ons dat Adam daar in die paradys, dat hy onder die mees ideale omstandighede, dat hy daar sy toets gedop het. Adam het toegegee aan die versoeking in 'n plek wat vir hom elke moontlike vreugde gebied het. Die diere was sy vriende. As sy hulp het hy die mees begeerlikste vrou gehad. Om te eet het hy die wonderlikste vrugte gehad. En die beste van alles in dit is dat God die heeltyd self by hom was. Adam se lewe was daagliks deurdrenk van God se goedertierenheid. Adam ken geen pyn nie. Adam het niks om te vrees nie. Hy verduur geen eensaamheid nie. Adam het alle rede gehad om God lief te hê. En tog het hy die slangwoord geglo, 'n woord om vir hom te sê, God het jou nie werklik lief nie. God lieg vir jou. God is besig om iets van jou terug te hou. Jy kan self soos God wees. Nou, ons ken die res van die geskiedenis, en ons skerp dit sekerlik met herhaling by ons kinders in, want ons Adam se nageslag leef nou daagliks in die wildernis. En as ons vandag getoets word, is dit nie meer in die paradys nie, maar in die woestyn. Nou die skrif leer ons ook van 'n woestynversoeking. U sal onthou, en ons het so gelees ook, hoe Israel in die woestyn beproef was. Honderde jare later met die uittog van Egipte land, word die Seun van God weer beproef. Daardie benaming, die Seun van God, dis hoe ons die volk Israel in die boek Exodus leer ken, as die Seun van God. Seun met 'n klein letter. Die Seun van God word soos ons vandag in die woestyn getoets. Dis 'n woestyn vol dorings en distels. 40 jaar lank in die woestyn is hulle tot beproewing gelei om te weet wat in hulle harte was. En nogtans het God hulle daar versorg. Wonderlik versorg. Daar was water, daar was manna, daar was God se vuurkolom snags en sy wolkkolom bedags. 40 jaar lank het die skoene aan hulle voete nie versluit nie. 40 jaar lank is Israel beproef om te sien of hulle op die Here alleen sou vertrou, volkome sou vertrou. Ja, ook daardie geskiedenis ken ons. Hoe hulle na die Egiptiese vleispotte verlang het, hoe hulle 'n goue kalf gebou het, hoe hulle gemurmureer het. Ook daardie toets het hulle gefaal. En saam met Israel het die ganse mensdom gefaal, want hulle was immers God se uitverkore volk. So ons sien dus dat die mensdom tweemaal beproef was. Eenmal in die paradys, eenmal in die woestyn, en beide kere word daar toegegee aan die versoeking. En nou lees ons hier in Matteus van God se geliefde seun, die een in wie hy 'n welbehaag gehad het. En dadelik, dringend na hierdie aankondiging, word die seun die woestyn ingedryf, om versoek te word deur die duiwel. Nie 'n paradysversoeking nie, nie 'n vriendelike woestynversoeking nie, nie 'n woestyn vol kwartels en manna nie, maar die allerverskriklikste plek. 'n God algehele verlate plek, 'n plek gestroop van alle genade. Om daar deur dorings en distels te struikel en te strompel, eers honger en later al hoe hongerder en koud en alleen, 40 dae lank stoksiel alleen. Op al sy vrae kan hy van God
deur al sy lydingsdae geen antwoord kry, en deur donker lydensnagte bly hy nie stil nie, maar daar's geen heil te wagte en geen woord vir hom. Onthou dit, broeders en susters. Onthou dit die dag wanneer u in u woestyn bestaan wanhoopig wil raak. Onthou dat u verlosser, die leidsman, die volëinder van die geloof, dat hy die woestyn ken. Hy was self daar, hy was self in daardie versoeking, en hy was in daardie versoeking om ook 'n kort pad te vat, die maklike uitweg te kies. Die duiwel het na hom gekom en aan 'n honger, koue, moe, eensame Jesus 'n kort pad gebied. Ja, hy wat homself as 'n engel van die lig voordoen, kom juis in die donkerste uur. Hy wat homself as 'n engel van die lig kan voordoen, kom met 'n stem wat aanklank vind by ons gesonde verstand. Hy kom met 'n redelike voorstel. As u die seun van God is, sê hy. Ja, Jesus is die seun van God. Hy het dit deur die geopende hemel gehoor. As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Die seun van God hoef nie honger te ly nie. Die antwoord op sy uiterste honger is so eenvoudig, dis so voor die voet liggend, sê dat hierdie klippe brode word. En hy het brood so nodig. Hy moet eet, anders sterf hy. Adam het nie die verbode vrug nodig gehad nie. Adam het 'n oorvloed van vrugte gehad. Maar Jesus, hy het daardie brood so brood nodig. Want om te eet is deel van ons natuur. En dit wat van die natuur is goed. Dis goed om te eet. God het ons so gemaak. Hoekom wag? Hoekom nie maar 'n kort pad na die brood vat nie? As ek God se kind is, dan sal hy mos wil hê dat ek hierdie dinge moet kry. Dan sal hy mos wil hê dat ek dit nou kry. Watter vader is daar, wat as sy seun vir hom brood vra, dat hy vir hom 'n klip sal gee? Maar, as hierdie seun, die seun in wie die vader 'n welbehae het, as hy die kort pad gevat het, dan sou hy nie saam met ons gelei het nie. Dan sou hy nie saam met ons die vervloeking gedra het nie. As hy sy goddelike krag daar sou gebruik het, dan sou hy nie ons lot met hom gedeel het nie. En daarom het hy geantwoord en gesê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ja, hy wat ons leer bid het, onse Vader, gee ons daaglikse brood. Hy het self op die harde manier geleer om te wag vir daardie brood. En dis op hierdie punt dat die versoeker kom met sy tweede versoeking. As daar dan nou nie 'n broodwonder sal wees nie, nou goed, as die Here Jesus dan nou nie vir homself dit sou gee, die brood wat hy later deur sy Vader aan 5000 ander laat vermeerder het nie, miskien sal die hemelse Vader dan net vir hom 'n teken gee. Iets om hom te wys, sodat hy kan sien dat hy die Vader se geliefde seun is. Sodat hy kan sien dat hy op sy Vader kan vertrou. En skielik is hy bo op die tempel se dak. As u die seun van God is, spring. So sis die slang. En daarmee sou Jesus sy Vader dwing om iets te doen. Daarmee sou Jesus sy Vader se getrouheid toets. Daarmee kon Jesus 'n kort pad na geloofsekerheid kry. Werp jouself af. Want daar is mos geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. So staan dit mos in die Bybel. Dis mos die belofte van Psalm 91. Die Vader sal mos sy engele aangaande jou bevel gee. En so
het die Israeliete die Here in Eksodus 17 versoek, daar op hulle woestyntog by Rafadim, toe daar geen water was nie, en die volk kwaad geword het, en die volk het met Moses begin twis. Hulle het met Moses getwis om hom te dwing, om die Here te dwing om iets te doen. En die Here het toe iets gedoen. Die Here het vir hulle water gegee, maar so lees ons, Moses het die plek daarna Massa en Meribah genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoek het deur te sê, is die Here in ons midde, of is hy nie? Hulle het 'n ultimatum aan God gestel. Hulle het 'n teken van God geëis. Die Here moes dadelik wys dat hy vertrou kon word. Die Here moes duidelik wys dat hy in hulle midde is. En die Here Jesus se antwoord op die tweede versoeking kom uit Deuteronomium 6. Die Here Jesus se antwoord is 'n direkte aanhaling uit daardie hoofstuk. Julle mag die Here jou God nie versoek soos julle hom by Massa versoek het nie. Ja, geliefdes, die Vader sal sy engele rondom ons aangaande ons bevel gee. En hulle sal ons op die hande dra, sodat ons ons voet teen geen klip stamp nie. Dis die belofte van Psalm 91. Maar hy doen dit net as ons by die skuilplek van die Allerhoogste toevlug geneem het, as ons vernag in die skadu van die Almagtige. En dit beteken dat ons net geborge is, dat ons net op sy weg bewaar word in gehoorsaamheid aan sy wet. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Met die derde versoeking bevind die Here Jesus hom op 'n baie hoë berg. Al die koninkryke van die wêreld in hulle heerlikheid skitter voor hom. Al hierdie dinge sal ek aan u gee, sê die Satan, as u neerval en my aanbid. Dit is mos Jesus se. Hierdie koninkryk kom Jesus mos toe. As hy die seun van God is, dan is dit mos syne. As hy die gesalfde van Psalm 2 is, dan wil sy Vader vir hom nasies as sy erfdeel gee en die eindes van die aarde as sy besitting. In Psalm 2 het die Here aan hom gesê, u is my seun, eis van my. Vra net, al die empires, al die skatte, al die rykdom van hierdie aarde, vra net en dis joune. Maar geliefdes, Psalm 2 sê ook, dat God se gesalfde gehaat sal word, dat hy vervolg sal word, dat hy die pad deur die nette en strikke van die wêreldse sameswerings, dat hy dit daardeur sal moet vind. En hierdie woestynreis van die Here Jesus is maar net die begin van sy lyding. Dinge sal later baie erger raak, voor dit baie beter raak, voor die hemelse koninkryk aan sy voete sal lê. En nou op hierdie oomblik is hierdie versoeker daar en hy sê vir Jesus, dit hoef nie so te wees nie. Daar is 'n kort pad. Daar's 'n ander uitweg. Volg die pad van al die ander politieke konings van hierdie aarde. Volg die metodes van al die empire bouers van hierdie wêreld. Sluit aan by die vrymesselaars en maak 'n pak met die duiwel. As die seun wil hê die konings van die aarde moet eendag sy voete kus in onderworpenheid, dan moet die seun eers die voete van die duiwel soen. Dan moet die seun doen wat al die groot manne van hierdie wêreld doen. Hy moet van ryk mense sy bondgenote maak. Hy moet arme mense belieg. Hy moet op ander mense trap om bo uit te kom. Hy moet kompromieë aangaan, en jy weet goed waarvan ek praat, geliefdes, want ons beleef dit elke dag. Dis 'n baie verleidelike weg. En so kon die Here Jesus baie pyn en lyding vermy het. Hy kon toe net daar 'n koninkryk van gelykheid, vryheid en broederskap hier op aarde gestig het. Hy moes net die duiwelse metodes en sy gereedskap gebruik. Hy moes net die kort pad
van wêreldgelykvormigheid vat. Nou wat sal ons sê onder hierdie versoeking, geliefdes? Wat sal ons antwoord wanneer ons ook in ons daaglikse lewens hierdie versoeking ervaar om die kort pad na sukses te vat? Om ons self te troos en te sê, die doel heilig die middele. Ken ons die skrif goed genoeg om net eenvoudig te kan sê, nee, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En al lyk dit vir ons of die pad baie lank is, al moet ons staan en stap en struikel in eensaamheid en ontbering, so is dit geskrywe, daar is nie 'n korter pad nie. Nie na ons daaglikse brood nie, nie na geloofsekerheid nie, ook nie na die hemelse koninkryk nie. En so is dit ook geskrywe, dat net so seker soos Adam die tuin in 'n woestyn laat verander het, net so seker sal hierdie tweede Adam hierdie woestyn in 'n tuin laat verander. En ons dank die Here Jesus Christus daarvoor. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, U ken die kort paaie, die afdraai paaie, die doodloop paaie waarop ons geliefdes wandel, en die versoekinge wat hulle moet deurmaak. En hoe moeilik dit is. Moeilik dit is om onder alle omstandighede op die Here alleen te vertrou. Onder alle omstandighede op die Here se genade alleen te wag. Om nie vertroue te verloor nie. Om nie verwyte in ons hart te koester nie. Ons bid dat ons moed sal put uit dit wat ons Here Jesus Christus deurgemaak het, deur die voorbeeld wat hy vir ons nagelaat het, maar ook uiteindelik waarop hierdie voorbeeld van hom op uitgeloop het. Dat hy uiteindelik vandag die hemelse heerlikheid geniet, dat elke knie uiteindelik voor hom sal buig, dat aan hom gegee is alles wat geskape is, in die hemel en op die aarde, en dat ons eendag, ongeag ons swaar kry nou, saam met hom as konings en priesters sal regeer tot in alle ewigheid. Amen. Psalm 146 verse 3, 5 en 6. Dis die Heer se mededoe wat die blinde oog verlig, en wie in stof lê neergebo, word deur hom weer opgerig. Psalm 3, 5 en 6 van Psalm 146.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van alle genade self wat julle geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Amen.